Goeienaand gemeente. Ek dink dis baie besonder. Gelowiges wat pas gesing het, helder skyn ons lig vir die nasies in die donkerte. Maar wat ek heel eerste wil vra, kan ons nie net 'n handklap gee vir hulle wat nou geskarrel het om dit alles moontlik te maak nie. Kom ons sê net. Ek dink dis amazing. Aan die einde gaan ons met Amazing Grace afsing. Ek dink dis amazing. Maar weet julle wat het my nou die diepste aangegryp? Daardie tema waarmee ons Sondagoggend begin het. En Sondag oor gepraat het, dat as jy uiteindelik hierdie seer van die lewe en die troos van God by mekaar wil uitbring. Dat ons gepraat van 'n weerloosheid met kleipotte wat maklik breek, sodat die lig kan inkom. Ons het gesê as jy die hoop van die Here gaan soek, dan soek jy dit in die donker. En vir my is die merkwaardige vanaand, dat hierdie donkerte pas by ons tema. Ons so maklik aan ons eerste, toe ek nou vir die klompie mense aan die kant gegroet het, gesê, ek sê vir julle dankie vir deursettingsvermoë. En toe ek uiteindelik so klaar dankie gesê, toe besef ek ook, maar vir my is waarskynlik die mees aangrypende op hierdie oomblik, dat ons kan aangaan met hierdie reis. Dankie dat jy hier is vanaand, en dat dit deel word van die atmosfeer om 'n oomblik te voel, hoe is dit om in die donkerte na hoop te soek? Want dis waar jy dit verloor. Dis waar jy dit verloor. So dankie. Dankie dat ons hierdie reis kan voortsit. En uiteindelik kan sê, ons wil goedkoop antwoorde agter ons los. Ons wil nie ons meer ophou nie. Ek gaan uiteindelik, ek het vir Tessa daar gevra, dat sy vir ons so hierdie is 'n tipiese voorbeeld van 'n goedkoop antwoord wat mense gee op mense in nood. En weet jy, ons glimlag daaroor of lag self, maar eintlik op 'n manier, as mense vir ons lelik vra om hulle te help, is ons nie altyd bereid om te help nie. Maar dis een antwoord wat ons, of onvanpaste antwoorde, soos hierdie een, wanneer die hassie uiteindelik, Tessel, nou kan jy dalk net 'n vooraf vraag hê vanaand. Iemand sou heel maklik al die hand kon opsteek en sê as hy die geleentheid gehad het, maar moet ons nie net as gelowiges 'n kinderlike geloof hê nie? Hoekom hierdie opsoek gaan na skoenlappers en al hierdie moeilike goed? Ek wil net soos 'n kind glo, so stop hierdie vreeslike baie gepraat hieroor. Ek kan op verskillende maniere vir jou antwoord. Maar geloof as 'n geborgenheid in God, waarvan 'n kinderlike geloof 'n deel is, beteken nie om diep na te dink oor die grootheid van 'n heilige God wat bemoeienis maak met ons as mense, wat op 'n merkwaardige wyse in die geskiedenis hierdie evangelie aan ons aanbied, dan beteken dit nie dat ons nie daaroor mag dink nie. Dit beteken nie dat ons nie vra daaroor moet vra nie. Dan beteken 'n kinderlike geloof vir my, en ek dink dit is in lyn met die bergpredikasie, om te weet hoe afhanklik is jy van God. Soos daardie klein pasgebore baba wat jy daar uit die kliniek sal uitdra in jou arms, het geen kans op oorlewing as daar nie 'n pa of 'n ma sou wees wat hierdie klein kindjie pas na geboorte sou vasvat en sou uitdra die lewe in nie. So sien ek 'n kinderlike geloof. 'n belydenis van my afhanklikheid van God. En nadat ek my afhanklikheid van God bely het, gaan dit vir my daaroor dat God 'n heilige God is en ek nie sal toelaat dat hierdie goedkoop antwoorde, as dit oor die een ding is,
wat die diepste ons kan laat ontspoor, dat ons kan volstaan met goedkoop antwoorde nie. As ons nou mense wil vervreem van God, dan moet ons by hulle kom met goedkoop antwoorde, wanneer hulle net krete in hulle lewens het. As ons mense van God wil vervreem, moet ons met antwoorde kom waarin hulle sê, hoe kan ek in so God glo? Hoe kan ek in so God aanbid? En ons het nou maar net eers begin, toe ons gesê het, as ons hierdie vraag vir onsself wil afvra, dan gaan ons dit doen as nadenkende opbouers. Mense wat so ietsie van die muurtjie kan verstaan, ietsie van 'n geitjie, ietsie van 'n dassie, ietsie van 'n springkaan, waarin ons uiteindelik op hierdie wyse die lig wil laat inskyn wanneer ons as kleipotte maklik breek. As ons tema dan is, ons is op soek na die skoenlappers, dan beteken die op soek, ek gaan nie volstaan met goedkoop antwoorde nie. Die skoenlappers is vir my die versinnebeelding van die rondheid van God se genade, waarop ons reis in hierdie lewe. En dit het ons by Patch Adams gekry, toe hy vir ons hierdie beeld gegee het van die skoenlappers. En daarom wil ek ook, nadat ons nou gisterand al na Josef gekyk het en gesê, hier het ons 'n eerste verhaal wat die lig skyn deur trane heen, die gerwe wat hy inbring is vergifnis. Dit het hy by uitgekom. Maar soms kom ons goed oor wat nie met vergifnis te maak het nie. Hy het 'n droom gehad en sy droom het hom deur sy trane heen gebring tot by vergifnis en hy het vergewe. Hy het nog gedroom. Vanaand gaan ons na 'n vrou wat nie meer gedroom het nie. En vra, wat sou die rondheid van God se genade as lig in haar lewe beteken? Ek wil met 'n gebed begin vanaand. En ek gaan in Afrikaans Patch Adams se gebed bid. En ek wil hê jy moet na hierdie woorde luister, as ek die volgende van God vra. Kom ons sluit die oë. Here God, ek weet nie presies waar my liefde vir U vandaan kom nie. Ek weet nie eers aldig presies wat dit beteken, of eers alles wat dit inhou nie. Wat nou, Here, as ek nie meer kan droom nie? Vanaand uit die boek Rut. Ons gaan lees vanaf Rut 1 tot en met vers 22 om hierdie verhaal uiteindelik, en dit gaan op die skerm wees, en 'n kort gedeelte uit Rut 4. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land. Ons het alweer met hongersnood te maak, nee, by Josef hongersnood, by hulle in Kanaan, nou het ons weer met hongersnood te maak. En 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi, sy 2 seuns Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man, hierdie goed word sommer net so beskryf. Hierdie is verskriklike goed wat hier gebeur. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar 2 seuns alleen agtergebly. Dit laat my nou soms dink as ek so lees. Dis verskriklike goed wat hier gebeur. Dis soos wanneer jy na mense se CV kyk. En daar staan hulle is op 21 Desember 1940 gebore. Niks. Dis van hulle gebore is. Daar staan nie onderaan, dit was 'n verskriklike moeilike geboorte nie.
Die ma was amper dood. Die pa het amper begin drink as gevolg van hoe lank ma daar staan niks nie. Dit staan net jy's op 21 Desember gebore. Onder dit staan jy's gereformeerd. Daar staan nie dat jy soms nogal sukkel om te glo nie. Dat jy ook ander invloede in jou lewe het, bietjie charismaties. Ek hoor hierdie kerk is ook nogal bietjie charismaties beïnvloed en dan uiteindelik bietjie Rooms-Katoliek nie. Wanneer 'n teks so vir jou vertel, dan sit hier so baie daar agter waarop mense kon uitbrei, maar ons gaan by iets daarvan probeer uitkom. Die 2 seuns het later getrou. Hier kom die volgende sin. Dit lyk so onskuldig. Met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Hierdie is verskriklik. Vir 'n Israeliet om met 'n Moabitiese vrou te trou. Dit is nie sommer net vir sê ons het getrou nie. Ek gaan nou maar nie eie tydse voorbeelde gee nie, want dit raak te sensitief. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar 2 seuns ook sterf, Maglon en Kilon, hulle sê nie eers waaraan nie, het sy alleen agtergebly, sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het, deur vir hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het, op pad na Juda toe, en toe sê Naomi vir haar 2 skoondogters, julle moet nou maar liewers teruggaan na julle ouerhuise toe, mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes in my liefde bewys het. Mag die Here vir elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee. Sjoe, dit sit daarom wragtig nie in elke skoonma se broek. Om op so wyse met die 2 dogters te praat nie, om hulle te laat gaan. Toe sy van hulle wou afskeid neem, het hulle begin huil. Hier begin hulle te huil. En vir haar gesê, nee, ons wil met ma saamgaan na ma se volk toe. Maar Naomi het weer vir hulle gesê, gaan terug my dogters. Waarom sou julle nou saam met my wou kom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle sou kon trou? Gaan asseblief maar terug. Ek is te oud om weer te trou. En selfs al sou ek sê daar is nog hoop vir my, al sou ek vannag by 'n man slaap, sou ek nog seuns in die wêreld bring? Sou julle kon wag tot hulle groot is? Sou julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dis onmoontlik, my dogters. Nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai. Dis Naomi se woorde. Die Here het teen my gedraai. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil. En Orpa het van haar afskeid geneem. So wat het nou gebeur? Hulle huil nou vir 'n tweede keer en in hierdie trane heen besluit Orpa, goed. Wat skoonma gesê het, werk vir my. So sy het haar besluit deur trane heen geneem. Rut het ook, maar sy het 'n ander besluit deur haar trane geneem. So hoor ook net in dieselfde omstandighede deur trane heen reageer mense verskillend. Naomi, toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug? Maar Rut, sy het waarskynlik 'n Moabitiese hardkoppigheid in haar gehad, het geantwoord. Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan, waar u bly sal ek bly, want u volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar 'n groot opgewondenheid in die stad. Die vrouens het gesê, maar dis mos Naomi. Hierop het Naomi vir hulle gesê, dit lyk net soos Naomi. Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara.
Mara beteken bitter. Want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. Toe ons gepraat het van hierdie lewensrealisme, ons moet uiteindelik goed op die name noem, ons moet eerlik wees met ons gevoelig, ons kan nie 'n meer eerlike antwoord hier kry nie. My lewe was vol toe ek hier weg was, ek het 'n man gehad en ek het 2 seuns gehad, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. So het Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Ek lees tot sover. Die volgende gedeeltjie wat ek net wil bynoem is 18 tot 22. Ons gaan hierna weer terugkom. Hier is nou die geslagregister van Peres. Peres was die vader van Gesron, Gesron van Ram, Ram van Aminadab, Aminadab van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon van Boas, Boas van Obed, Obed van Isai en Isai was die vader van Dawid. Ek lees tot sover uit die woord van die Here. Hierdie boek Rut, dink ek, moes hulle maar liewers die boek Naomi genoem het. Want hierdie boek gaan oor Naomi. Sy is eintlik die een waaroor hierdie hele boek uiteindelik draai. Want in hierdie haglike omstandighede het sy nou, en dit help nie om te sê sy het alles verloor nie, sy het vragtig alles verloor. Alles. In die haglikste omstandighede. Sy het eers hierdie hongersnood wat haar oor haar lewe uiteindelik kom, en dan verlaat sy saam met Elimelek, verlaat sy met haar 2 seuns uiteindelik die land. Trek van Bethlehem en hulle gaan na Moab toe. Nou kan jy jou hierdie gesinnetjie voorstel. Naomi, dan kry swaar, maar in hierdie swaar omstandighede het sy die goed wat vir haar geborgenheid gee in die lewe. So sien ons dit ook, 'n relasie met 'n man met 2 seuns. Haar man sterf, en hier kom 'n eerste kleipot kraak. Dit laat haar verpletter. Maar onmiddellik in hierdie verplettering sê sy, ek het nog my seuns. En dan maak die seuns gelukkig ook 'n keuse om te trou. Nou hoe goed gaan ek nie op uitwy nie, maar kom ons sê hulle het getrou met Orpa en Rut. En ek dink dit moes nogal vir haar swaar gewees het. Hierdie keuses wat hulle gemaak het, maar gelukkig is haar 2 seuns getrou en sien sy deur hulle 'n toekoms vir haar. Dat sy uiteindelik kinders, kleinkinders sou hê. Maar dan sterf die 2 seuns voordat hulle kinders het. Vir 'n vrou in daardie landsomstandighede het sy nou alles verloor. Geen man, geen seuns en daarom ook geen erfgename nie, en omdat sy uiteindelik geen erfgename het nie, gaan sy ook haar grond verloor. Haar grond gaan nou aan iemand anders oorgedra word. Maar hoe besondere mens moes hierdie Naomi nie gewees het nie. Sy moes uiteindelik op 'n besondere wyse 'n durf gehad het wat 'n voorbeeld is vir ons. Waar begin dit? In haar trane heen word hier nou besluite geneem en ons sien uiteindelik kom elkeen van hierdie besluite dan konkreet na vore. Julle tweeetjies gaan terug na julle ouerhuise en sy sê dit met styl. Sy sê dit met styl. Dankie dat julle goeie vrouens vir my seuns was. Ek gun aan julle weer julle eie lewens. Ek sê weer, dis dit nie in enige vrou se broek om op so stylvolle wyse met skoondogters om te gaan nie. En dan uiteindelik deur trane heen, saam met Naomi se trane, ons gaan by jou bly. Ek kan vir julle niks bied nie, sê Naomi, vat tog julle goed en gaan, ek is in 'n doodloopstraat. Naomi
is in 'n doodloopstraat. En dan, as hulle weer huil, dan het ek vir u gesê, het Orpa reeds haar besluit geneem en Rut sê, maar ek gaan by jou bly. Ek gaan jou nie uiteindelik in die steek laat nie. Sy sê vir haar nog 'n keer, gaan. Ek kan vir jou niks bied nie. En dan volg hierdie aangrypende woorde wat ek vir jou wil lees. Naomi sê, die Here het sy rug op my gedraai. Dan sê Rut, ek sal nie my rug op jou draai nie. Die God wat jy my leer ken het, want as Moabitiese vrou het sy nie hierdie God geken nie. Jou God is nou my God. En as jy sê jou God, sy kon ons so maklik veroordeel het. Jy het dan altyd vir my gesê, hierdie God van jou so besonders, kan ek my indink, ek gebruik my verbeelding. Want Naomi het haar God leer ken. Kom ek sê dit anders. Sy het van Naomi uiteindelik 'n voorbeeld geword van wat God vir haar beteken. Nou kon sy veroordeel het en gesê het, nee, mens maak nie so nie. Nee, Rut sê, ek sal nie my rug op jou draai nie. En daarom keer hulle saam terug na Bethlehem toe. En selfs al het sy dan nou vir haar gesê, ek kan jou niks bied nie, gaan sy saam met haar. Selfs al het sy gesê, noem my Mara, want die Here het teen my gedraai, ek is 'n bitter vrou, ek is nou uiteindelik 'n die martelgat behoort haar nuwe naam te gewees het. Nee, deur haar trane heen kom iets van haar bitterheid na vore. Maar wat is die merkwaardige van haar trane? Sy word 'n skemer. Sy word iemand wat besluit, ek is dalk in 'n doodloopstraat, maar ek gaan uit hierdie doodloopstraat vir iemand anders uiteindelik moontlikhede bied. En ek aanvaar Rut moes nogal iets gewees het vir die oog. By geleentheid toe ek saam met die studente oor hierdie gedeelte gesels het van wat dit beteken dat Rut moes 'n baie mooi vrou gewees het, want Naomi het dadelik raak gesien, as ek hierdie vrou daar, en die studente het met sulke groot oë sit en dink daaroor om nou hierdie jong mooi meisie daar in Boas se lande voor te stel, wat besig is om koring op te tel. Een student het so ver gegaan en ek het dit baie snaaks gevind en gesê, maar hoe sou Boas haar nou opgemerk het tussen al die ander? Toe antwoord 'n ander student en sê, ek dink Naomi het vir haar minirokkie laat aantrek toe sy koring moes optel. Nou dit wil ek nie herhaal nie, want dit staan nie hier in die Bybel nie. Maar so wonderlik het hulle ingeleef in hierdie verhaal, om uiteindelik dan nou te kan sê, maar Boas gaan haar uiteindelik oplet. Wanneer sy onder hierdie omstandighede, waarin sy alles verloor het, nou begin het om planne te maak, en al die planne wat sy maak is niks skouspelagtig nie. Sy werk met hierdie konkrete lewensomstandighede. En in alles kan jy nou maar vra, maar waar kom godsdienst dan hier ter sprake? Nou ek sê nie, dis nie wat jy moet doen nie, maar dit is wat sy nie gedoen het nie. Sy het nie 'n afspraak gemaak met die priester vir 'n beradingssessie nie. Sy het nie uiteindelik die tempel ondersteuners bymekaar geroep en 'n nuwe groep gestig vir weduwees nie. Ek sê nie, jy moenie dit doen nie. Ek sê net wat sy nie gedoen het nie. Sy het ook nie 'n selgroep bymekaar gebring nie. Hierdie vrou het haar pad alleen gestap. Sy het self haar besluite geneem. En uiteindelik, omdat die Here sy rug op haar gedraai het, sy gesê, ek in 'n doodloopstraat is, gaan ek vir Naomi ten minste 'n lewe moontlik maak. In 'n sekere sin het haar drome vir haarself opgehou. Sy het nie meer vir haarself gedroom nie. Sy het vir Rut gedroom. Want sy het hierdie plan gehad met Rut,
Om uiteindelik rondom hierdie hele verhaal van Boas as losser, 'n heel tegniese ding wat in die Ou Testamentiese Israelitiese wêreld bestaan het, wat as hy uiteindelik dan met haar sou trou, dan kon sy haar uiteindelik haar grond behou het. Daar was allerlei implikasies rondom hierdie verwantskap met Boas as losser. Hy het daar opgelet. Hoekom sal ek nie weet nie, maar hy het daar tussen al die meisies opgelot. Daar het 'n huwelik tussen hulle uiteindelik ontstaan. Maar dis nie waar die verhaal opgehou het nie. Hierdie verhaal van die doodloopstraat waarin Naomi haar bevind het, wat blywend gedroom het vir haar skoondogter Rut, kring hierdie verhaal op 'n besondere wyse uit. Die voorstelling wat ek nou wil gee is presies die inhoud van die rondheid van God se genade. Al kon Rut, Naomi, namens Rut, nie verder as hierdie horison sien waarby hulle bevind het nie. En al het Rut in haar eie lewe, Naomi in haar eie lewe dalk gedink dat sy hier by die einde van die aarde afgestort het. Luister na die volgende geslagregister van Jesus Christus. Die geslagregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob, Jakob van Juda en sy broers, en ons was nou al by hulle, gesien wat het hulle alles aangevang. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar, Peres van Gesron, Gesron van Ram, Ram was die vader van Aminadab, Aminadab van Nagson, en Nagson van Salmon. Salmon was die vader van Boas by Rahab. Boas van Obed by Rut. Obed van Isai. Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo. Wat gebeur op hierdie rondheid van God se genade? Dat 'n bitter vrou deur haar trane heen uiteindelik 'n lewe moontlik gemaak het vir Naomi, word deel van Jesus Christus se geslagregister. 'n Bitter vrou word 'n ouma wat uiteindelik haar grond kon behou. En sy sou dit nou nie geweet het nie. Dis iets wat uiteindelik na haar tyd gebeur. Dit wat vir haar 'n doodloopstraat was, het uiteindelik vir iemand anders 'n troostvolle lewe geword. Dit het my laat dink, en ek weet nie of hier enige broodkenners is, broodboomkenners is nie. Ek het dit gelees iewers en nou weet ek nie of dit heeltemal waar is nie, so ek is bietjie skrikkerig om te vertel, want ek wil dit vertel om hierdie verhaal op 'n manier nou saam te vat. Blykbaar kry jy 'n Johannesbroodboom. En 'n Johannesbroodboom blom een keer in 100 jaar. Nou as dit nou nie so is nie, kom sê net vir my saggies na die tyd in die konsistorie asseblief so, maar dit is wat hierdie artikel sê. Dan vertel dit 'n verhaal van 'n man wat daar in 'n omgewing waar hulle hierdie broodbome geplant het, waar die gegroei het hy hierdie broodbome geplant en 'n jong boer kom verbygery en hy sê vir hom: "Oom Hans, wat plant oom daar?" Hy sê: "Johannes broodbome. Jy ken dit mos, dis in hierdie omgewing iets besonders." Oom weet, want oom Hans is 72. Oom weet hulle vat so 'n paar jaar om te blom, né? Want hy wou nou nie te lelik wees met oom Hans nie. Vir hom dalk sê dat hy dit nou nie gaan maak om die ding te sien blom nie, dit sou nogal 'n bietjie lelik wees. Oom weet hulle blom so hulle vat so 'n bietjie lank om te blom. Ja, jy kan dit maar sê, hulle vat so 100 jaar om te blom. En oom plant hulle. Ja, sê hy. Toe ek op hierdie plaas gekom het ek 3 Johannesbroodbome sien blom, wat iemand anders geplant het. Ek gaan hulle nie sien blom nie, maar ander kan die blomme geniet. Hierdie verhaal vanaand van troosteloosheid word ook 'n merkwaardige verhaal waarin God 'n vrou insluit in sy genade
en selfs 'n ander vrou 'n lewe gee. So groot is God se genade wanneer ons dink dit is doodloopstrate. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home, and grace will lead us home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's grace than when we first began. Than when we first began.